niks en mag die Here ons help en dis my gebed vanaand. Dankie vir almal wat hier is. En dit is dankie Ophelia, hy het uit die Kaap uit gery vir vanaand vir hier. So hy het nou nog net by die huis gekom en hy ry môreoggend weer terug. Vrydagoggend. Nee, hy gaan vir 'n reunie, sy 80-jarige reunie. So ek joke nie. Goed. Yes. So ons gaan nou, kom ons sê, ek gaan nou begin en dan gaan julle vir my sê, want is redelik baie wat ek wil deel. So dan gaan julle vir my sê en as julle so maak, dan beteken dat ons gaan drink koffie en ons vat 'n 20 minute breek en dan gaan ons weer aan. Sien julle kans daarvoor? Sy maak smal klaar so. Nee, ek joke. Okay. Goed. Nou wat ons net wil sê is ons en mag dit ons almal se belewenis wees dat ons nie reaktief is vanaand nie en dat is nooit ons harte om in reaksie iets op te tree nie. En dan het ons Sondag gesê ons tema is grace empowers. Amen. So ons slaan nooit. Dit is nie die hart nie. As ons die bandwagon gaan klim van ja, hy is nou vals en die is vals, dan is ons vals. Stem nie saam. Want dan mis ons dit wat so ontstaan in broederskap. Goed. So kom ek gee net gou 'n inleiding oor wat is daar's nou altyd verskillende views. Julle het seker nou al gehoor van die verskillende sieninge en daar's 4 sieninge eintlik, die pre-tribulation rapture, the mid-tribulation rapture, help my gou. En dan die post-tribulation rapture en dan the voice of the kingdom. Goed. Dan wonder julle waar staan ons of ek staan by die 4de ene, the voice of the kingdom. Goed, maar ek kan dit nou verduidelik. Maar kom ons net gou 'n vraag, net gou 'n ding vra, laat dit net hoe sal ek sê, laat ons almal net op dieselfde bladsy is. Die begrip wegraping kom van of is 'n aanname. Nou kom ek net gou net 'n paar punte sê wat glo die dispensasie. Nou die dispensationalism is nou die rapture, die wat glo in die rapture. Nou kom ek sê net wat hulle glo en hoekom hulle dit glo, dan is ons op dieselfde bladsy. Laat ons dit net kan verifieer en ek sê weer, en please don't misquote me. Asseblief, moenie, as u vanaand ervaar ek val aan, dan wys u vir my so. Goed, is dit reg so? Maar gebruik die vinger, nie net daai vinger. Goed. Okay. So, wat die wegraping teologie, wie van julle weet wat dit sê of wonder almal net wat dit sê? Okay, wat die wegraping teologie vir of siening vir ons vir die leer is, daar gaan 'n wegraping wees en dan vir die nie-Jode, met ander woorde vir die kerk van Jesus en dan is daar 'n 7-jarige verdrukking op die aarde en in daardie verdrukking gaan die Heilige Gees weggeneem word en dan gaan die wat agterbly verdruk word, die Jode verdruk word of die wat Christus nie het nie, verdruk word en dan kom hy terug en dan is daar 1000-jarige vrederyk en nou die siening, nou ek het 'n klomp, hierso is 'n klomp blaaie. Nou ek het lank terug, ek weet nie wanneer ons het een keer oor op Openbaring hier gedeel, so ons kan dit weer deel, maar ek gaan dit nou nie vanaand nie, want dan gaan daar's nie genoeg koek vir vanaand nie. Goed, maar net een keer gesê die Ou Testament en die Nuwe Testament, die wet en die profete en in die Nuwe Testament is dit genade, nie die wet nie, maar is genade, dis die geskiedkundige boeke, met ander woorde alles tot by die psalms en dan die psalms is die poëtiese boeke, die profete is daarna. So as die Bybel praat van die wet en die profete, dan praat hy van die Ou Testament. Goed, in die Nuwe Testament is die Openbaring is die poëtiese boek en dan genade is die geskiedkundige boeke van Matteus tot by Handelinge en dan die apostoliese boeke. Die Ou Testament is deur profeties, hier's die kruis, profete, pro towards,
aangaande die kruis geskryf deur profete. Die Nuwe Testament is vanuit die kruis deur apostels geskryf, en die woord apostello beteken vanuit of gesand vanuit. Dis lank terug, so dis nie eens op vanaand se notas nie. OK, dit's nou as iemand doodgaan wat ons kan later daai gesels. OK, hier's 'n uitleg van Openbaring. Wat ek nie vanaand, ja, julle kan nou vra as julle wil. Goed, is hoofstuk 6 tot 11. Goed, die vrou Israel van die 666. Die vrygekooptes hoofstuk 14, 17 tot 19. Ek weet nou nie of dit vir julle interessant gaan wees nie, of ons dit later weer moet wys nie. Goed, en dan die tempel. Goed, gaan ons nou nie. En die finale ene, Openbaring 22. Goed, en ons gaan amper huis toe. Goed, die tempel, hoe lyk die tempel in die Nuwe Testamentiese tempel? Weet nie of dit, en hierdie was drammend gewees, en goed, weer eens die geskiedkundige boeke, en dan net 'n uitleg van Openbaring. Goed, en tada, kom ons begin. OK, so dit is wat die dispensasie teologie, dit is in 'n baie kort weergawe. Nou, die groot verskil, wat ons verskil daarvan, is die algemene opvatting binne in die wegraping of die dispensationalism. Dis die groot woord vir die, hulle glo dat Openbaring is kronologies geskryf. Goed, so ons glo nie, dit is onmoontlik, dit kan nie wees nie. Jou kar se handboek, het ek laas gesê, as ek my handboek vat en ek gee my kar, my Ford, dan kan almal 'n wonderlike bakkie sit. Of kom ons gaan nou maar na Pieter se Toyota se handleiding toe, dan sal jy sien daar's 'n hoofstuk oor 'n petrolverbruik of dieselverbruik, daar's 'n hoofstuk oor hoe om te diens, daar's 'n hoofstuk oor dit, daar's 'n hoofstuk oor dat. Dit is nie kronologies nie. Stem jy saam? Sy handboek, so is Openbaring geskryf, dis goed is oor dit, oor dat. Goed, so dit is onmoontlik nie kronologies, en is omdat dit mense dit as as kronologies sien, dat mense allerhande aannames maak. Nou, toe ek 'n jong seun was, toe ek was 15 jaar oud toe ek by die Here uitgekom het, en ek het net by die Here uitgekom, toe kom preek, ek onthou nog, ek het so gesit die kerk, het was ook in 'n weeksaand, toe het ons kerk iemand gekry om daar te kom preek oor die eindtyd. Nou onthou, nou weet ek niks van die eindtyd nie. So ek ken nie teologie. Hier sit ek as 'n jong 15-jarige ou dude, en ek luister na wat die oom sê, en ek onthou net ons pastoor het geweldig klem gelê op die woord, die gesag van die woord, en dit was great geweest. Maar toe sê die oom die dag, of die gasspreker die aand, en baie van julle het dit al gesien, sulke skale, dan gebeur dit en dan is die kerk weggeraap, en dan kom hy weer so, ek weet nie of julle dit al gesien het. En nou verduidelik hy, en hy sê die volgende woorde, hy sê, as Jesus dan nou terugkom, wat ek later gaan lees, dan kom hy met die heiliges terug. Dan is die aanname, en ek quoteer sy woorde, dan is die aanname, dan moet daar mos 'n geheime wegraping gewees het, as hy terugkom met sy disciples, met die heiliges. En ek het daar gesit, en ek sê by myself, maar iets klink nie reg nie. Wat klink nie reg van dit nie? Aanname. En ek het toe gevra, maar jy kan mos nie, daar moet 'n skrif wees vir dit. Jy kan nie 'n aanname maak, en toe die antwoord, jy vra te veel vrae. Goed, so, nou, ouens, ons kan nie op aannames maak nie. Die konkrete, ongecontamineerde krag van die woord is wat ons voorstaan. Nou, dan het ek Sondag baie klem gelê op die feeste is reeds, al die feeste is reeds in Christus vervul. In Jesaja 61, onder andere oor die jubeljaar, the day of jubilee, die jubelfees,
lees en Jesus staan in die tempel en hulle vra vir Jesus in Lukas 4 vers 18 en 19, hulle vra vir hom, lees vir ons iets, en Jesus maak in Jesaja oop, Jesaja 61, en hy lees van die jubeljaar, die fees, die jubelfees, die fees van die trompette. En hoor nou mooi, die fees van die trompette, lees hy daar, en hy klap die boek toe en hy sê, vandag, nou wil ek amper soos 'n Sondag sê saam met my, vandag is hierdie woord in julle ore vervul. Hier sit die trompet. Goed, stem jy saam, of maak dit vir jy sin. So daar kom nie nog feeste, daar's geen fees wat nog vervul moet word nie. Dis hoekom ek Sondag verwys het na Lukas 4 vanuit Kolossense 2 uit. Nou goed, dan is daar 'n skrif, wat is die eerste skrif? Goed, nou net 'n ding sê rondom nog steeds, net so 'n paar dinge uitlig, wat glo die dispensasie ouens. Nou, 'n skrif wat hulle baie lief is om aan te haal, is die volgende skrif, is Jesaja 57 vers 1. Nou wie het al gehoor van Jesaja 57 vers 1? Goed, lees hom gou. So hulle is baie lief om, en as ek sê hulle, asseblief, ek val nie aan nie. Ek gaan nou kom met, want wat ek wil sê is, ek wil vanaand 'n aanbieding maak, en dan hoop ek, daar's eintlik niks vra na die tyd, en dat dit so duidelik sal wees, maar julle kan nog steeds na die tyd vra. Goed, Jesaja 57 vers 1. Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie, en die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. So dis, het almal dit gelei, mooi gehoor. Moet jy het weer lees. Hy sê, okay, lees gou weer hard vir ons. Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie, en die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Goed, so dit is een van die prime skrifte wat hulle lief is om te quoteer. My stelling vanaand is, daar is nie een, en nou kan julle onthou, ek het nou gesê, julle kan my dalk met klippe gooi, maar julle sal dit nie doen nie. Maar daar is nie een skrif in die hele siening rondom die wegraping wat binne konteks is nie. Want ja, as ek daai skrif lees, kan ek maklik sê, dit is nou die wegraping, stem jy saam, want die regverdiges word weggeruk. Maar dit is nie wat daar staan nie. Wat sê Etienne altyd? In Jesus naam lees die, dankie Magda, lees die konteks. Daai is deel van 'n gesprek van 'n vorige hoofstuk, lees vir ons van hoofstuk 56 vers 9, dan sien u die konteks, en ek wil 'n ding uitwys wat die dispensasie ouens doen om skrifte selektief uit te lig en te staaf. En jy kan dit nooit doen nie. Ons kan nooit 'n skrif by ons siening aanpas nie. Oom Ben het ander dag gesê, baie keer lees mense of hulle glo nie wat hulle lees nie, hulle lees wat hulle reeds glo. En dan is dit skrifte aanpas. So, hoor gou die konteks wat die profeet, waarmee die Here raas met die herders. Al julle wilde diere van die veld, kom eet, al julle wilde diere in die bos. Wat is wilde diere? Dis die bose, stem jy saam? Hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie. Stop net gou, wie is die wagte? Dis die waghonde. Dis die honde oppas, die skaaphonde of die bokhonde. Goed? Hulle is almal stom honde wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief is om te sluimer. En die honde is gulsig, hulle ken geen versadiging nie, en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins, almal saam. Kom, sê hulle, laat ek wyn gaan haal en laat ons sterk drank drink, en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon groot. Okay, volgende vers, 57:1 weer 'n keer. Die regverdige kom om, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie, en die vromes word weggeruk sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Ouens, hoor julle wat daai skrif sê? Die herders kyk nie na die skape nie. Hulle lê en hulle is gulsig, hulle eie selfsug word vermaan deur God.
en hulle wats nie. Nou wat 'n boer is hier, almal van u wat hier sit in boerdery sal dit verstaan. Jy kan mos nie slap lê as daar wilde diere is en môre kom jy dan sê jy, my beste skape is weggesleer of is deur die wilde diere opgevreet. So waar's my skape? Die vromes is hier eendag en die volgende dag is hulle weg. Die duiwel het hulle kom wegsit. Verstaan jy die konteks? So dan kan ons mos nie sê dis die wegraping nie. Het ek my duidelik of is dit nou maak dit sin, Johan? Goed, volgende vers. Skiep hom eers, ons gaan, sorry. 1 Korintiërs 12. As ek reg is, né? Is dit die volgende vers? Goed, skus, ek moet jou net bietjie langer kans gee om dit gou reg te kry. Hoor nou gou mooi, onthou nou net voordat lees dit eers vir ons. 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Niemand, sê gou saam met my, 1, 2, 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur, wat het dit, deur die Heilige Gees nie. Kan iemand by Jesus, kan iemand gered word sonder die Heilige Gees? Julle moet nou so baie laat ek wil die wind so voel dat julle sê nou. So kan jy sien dit kan nie. Inteendeel dit grens aan laster om te sê die Heilige Gees gaan weggeneem word en dan gaan die wat agterbly gered word. Moet ons nog aangaan of drop die pen nie klaar? Dit kan mos nie, ouens. Stem jy saam? En daar's 'n uitdrukking wat sê, verstaan die Bybel met die Bybel. As die woord is mos genoeg, het ek nou al genoeg gesê vanaand, wat al klaar, so die Heilige Gees nommer 1, kan God, die Heilige Gees is God, stem jy saam? Kan God weggeneem word? God, enigste waar God nie is eendag in die hel, stem jy saam? So, God kan nie weggeneem word nie. En nommer 2, want dit is 'n misinterpretasie van 2 Tessalonisense en ons gaan later daarby kom, as die aande toelaat, want ek het baie hier om te sê, maar ek sal jaag. Maar, gaan julle vinnig luister, né? Nou goed, so die Heilige Gees, nommer 1, kan nooit, onmoontlik nie weggeneem word, tydens die wegraping, en in die verdrukking kan, as dit dan nou so gebeur het, en die Heilige Gees weggeneem word, kan niemand mos gered word nie. Dit is redelik duidelik. So, dankie Liana. So, niemand kan gered word, en hoe kan iemand sê, dan gaan die mense nou gered word, die wat agterbly nie? Of jy is stom geslaan, of, goed, maar het jy al van die goed gehoor? Goed, nou volgende, wat is die volgende vers wat jy daar het? Nou goed. Jo, dis eers nou vanaand later. Goed, kom ek net gou nog 'n ding. Kom ek vra of jy 'n vreeslike vraag. Is Jesus 'n veelwywer? Hoe kan ek dit sê, maar het jy geweet dis wat daai siening sê? Want een deel van sy bruid word nou weggeneem en die res van sy bruid word verdruk op die aarde, terwyl hy bruilof hou van die lam. Dit kan mos nie wees nie. Goed, net 'n vraagie. Maar nou gaan ons na die positiewe. Nommer 1. Is jy almal, so is enige vraag nog oor dit, Pieter? Yes. Die vorige aanhaling. 1 Korintiërs 12 vers 3. Yes. Hier's baie, ek wil net sê, Irina gaan dit post, maar eers na die matriekafskeid. Goed. Nou goed, nommer 1. Punt nommer 1 wat ek wil maak is, 1 Korintiërs 12 vers 3, het ons nou gelees, ek het besef, ek het nou eintlik 'n klomp goed geskiep hierso, wat ek nie wou gedoen het nie. Maar in elk geval, wat is die laaste dae?
Wat is die Griekse woord vir laaste dae? Wie van julle of die eindtyd? Wie van julle weet wat is die Griekse woord daarvoor? Eskatos. Wat eskatologie, logie is logos, dit kom van die woord of teaching. Eskatos is einde. Goed, die lering aangaande die eindtyd. Goed. Nou ek gaan nou net vir die skrifte gee, of moet ek dit gou skryf hierso? Kan ek dit lees vir u? Handelinge 2, vers 16 en 17, nou terwille van tyd gaan ek dit nie lees nie, want ek bedoel anders gaan dit te lank raak. Nou daarso praat hy van, Petrus staan by die dag van Pinkster, moet Pinksterdag nog, moet die uitstorting van die Gees nog plaasvind? Klaar. En hy sê vir hulle, dit wat julle nou sien, verwys terug na die profeet Joël, wat geprofeteer het, in die laaste dae sal ek my gees uitgiet. Goed, en die maan sal in bloed verander en die son sal verduister. Goed, dit het ek ander Sondag verduidelik. Jesus die son van geregtigheid, die maan in bloed ensovoorts, maar nou staan Petrus op en hy sê vir hulle, dit wat julle hier nou sien, is reeds die vervulling van dit wat deur Joël geprofeteer is. Nou dit staan daar. En hy sê, in hierdie laaste dae. Goed, nou ek het my teologiese boek, watter jaar het ons die gedoen? My tweede of derde jaar. Goed, tweede of derde jaar, A Theology of the New Testament. Ek kan hom gou vir julle omsien, en kan julle hom net gou lees. Nou ek het 'n paar foto's net geneem uit dit uit, wat ons, ek gaan later weer terugkom met daar uit, maar kom, goed. Nou ouens, Hebreërs 1 vers 1 sê, in hierdie laaste dae, spreek God met ons deur die woord. Waar staan dit? In Hebreërs 1 vers 1, in hierdie laaste dae. Nie in daardie laaste dae nie, daai skrif in Openbaring 1 vers 9, ek gaan dit sommer net quoteer, terwille van tyd. Johannes begin in Openbaring en hy sê, ek, julle mede deelgenoot in die verdrukking. Ek dog is iets wat nog kom. Goed, in elk geval, nou, Galasiërs 4 vers 4, hoor gou wat sê daai skrif. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Toe die volheid van die tyd nog gaan kom, gaan God nog sy seun uitstuur. Wanneer dit gebeur dan nie? Met Jesus. So met die eerste koms van Jesus het die eindtyd begin. Dit was die aankondiging van die einde. Nog skrifte, 1 Johannes, het ek hom vir jou gegee om te lees, 1 Johannes 2 vers 18. Goed? Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, dat die artritis kom, So as jy nou in die vervolg met artritis sukkel, dan moet jy weet, jy het nuwe betekenis gegee vanaand, hoor, die artritis. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Dit is die laaste uur. Wanneer is die laaste uur? Het by die Dorie-tyd begin. Goed, so dit het daai tyd begin. Nou goed, julle moet sê as ek te vinnig probeer gaan, ek het geweldig baie wat ek wil sê, en julle gaan mos dit weer kyk, en weer lees, en my beproef, in soos die kerk van Berea in Handelinge 17, wat sê, ons gaan nie alles sommer net opvreed wat jy sê nie, ons gaan self lees. Goed, nou oké. Nou, ouens, blaai nou saam met my, asseblief, na Matteus 13 toe. Goed, ek glo julle het Bybels hierso, want julle gaan my aanvat vanaand. Goed, stem jy saam? Ok, ek sien Pieter sit reg. Wag jy? Jy kan my vra? Ja, ok, ja. Hoekom het jy klaar vra? Ok, ek glo baie van die goed gaan so by so antwoorde bring, maar dis reg.
Okay, ons kom nog daar. Nou goed. As jy gaan kyk in Matteus 13 is almal by in jou Bybel. Dan sal jy dit sien in Matteus 13 is ek wens ek het weke gehad om hieroor te gesels. Maar daar's klomp gelykenisse. So Matteus 13 is die boodskap oor gelykenisse. Goed, dis die gelykenis hoofstuk menende. Nou van vers 24 af gee die Here Jesus 'n gelykenis oor die onkruid. Maar hy gee die en toe stuur hy die skare huis toe ensovoorts. So kom sy disippels na hom toe en hulle vra vir hom: Here, gee vir ons die uitleg van hierdie gelykenis. Nou ek gaan dit nou lees. Voordat ek dit lees, gaan Ilma nou weer gou vir ons 'n skrif lees. Sefanja, het jy hom daar? Sefanja 1 vers 1 tot 3. Nou hoor nou na hierdie verskriklik en nou gaan julle vir my sê, ja, jy gesê daar is 'n wegraping. Goed. Wee die opstandige en die besoedelde, die verdrukkende stad. Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tugting aan nie. Op die Here vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. Sy vorste binne in hom is brullende leeu's, sy regters is aandwolwe wat niks vir die môre oorlaat nie. Nee, as jy by Sefanja 1. Ja, 1 vers vers 1 tot 3. Okay, Sefanja 1 vers 1 tot 3. Die woord van die Here wat gekom het tot Sefanja, die seun van Kisi, die seun van Gedalia, die seun van Amaria, die seun van Hiskia, in die dae van Josia, die seun van Amon, koning van Juda, saam weet julle wie se seun is hy? Okay, hè? Saamskraap, weggraap, sal ek alles van die aardbodem Stop gou daar, wat sê hy? Saamskraap? Wat is die volgende woord? Weggraap. Weggraap. Sal ek Weet alles jy hom? So daar is 'n wegraping. Sien julle, dit staan daar in die Bybel. Saamskraap, sê gou saam met my, saamskraap, weggraap. Ek gaan iets weggraap, sê die Here. Wat gaan hy weggraap? Sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal weggraap mense en diere. Ek sal weggraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja. Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Nou, ons gaan, jy hardloop klaar voor. Die Here sê, daar gaan 'n wegraping plaasvind, maar wat gaan hy wegraap? Die goddelose, die onregverdiges. Goed, nou kom ons lees net gou vir u, kom ek lees gou vinnig, kan jy vinnig luister, né? Lees gou saam met my vers 24, hy sê, of kom ek gee soms klaar die uitleg, vers 36, is hy reg, Matteus 13 vers 36, hy sê hierso, en nadat hy die skare weggestuur het Jesus huis toe gegaan en sy disippels na hom gekom en gesê, verklaar ons die gelykenis van die onkruid en die saailand. Goed. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai is die seun van die mens. Help my gou, kom ons praat lekker saam, wie is die seun van die mens? Jesus. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad is wie? Die kinders, help my, die kinders van die koninkryk. Ek dink u is deel van daai ouens, né? Ek hoop so, ek glo so. Amen. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk, of die eintlike woord daarvoor is the sons of the kingdom. Goed. En die onkruid is die kinders van die bose. Wat het daai gedeelte gesê wat Ilma nou gelees het? Wie gaan God wegraap? Die onkruid. Sê aan my onkruid. En die vyand wat dit gesaai het is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Nou, net soos, nie 'n ander manier nie, net soos die onkruid dan bymekaar gemaak word en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak. Wie? Al die struikelblokke. Wat het almal gelees? Wie gaan weggeraap word? Die struikelblokke. Drop nog 'n penny vanaand. Goed, die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en hulle sal in die vuur ontgooi.
Daar sal geween en geknars van tande wees. Dan, met ander woorde, die wat agterbly, dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het, laat hom hoor. Daniël 12 vers 3 gaan ek sommer net gou vinnig vir julle lees. Hy is nou nie daar. Ekskuus. Dis nou 'n lewende Bybel, hy's lewende, hy beweeg rond hier so. Goed. Ek is nou haastig. Want hy kap kyk wag. Ja, dit is sy, ja. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdige lei, soos die sterre vir ewig en altoos, of vir altyd. Nou as u lees, sal u sien daar so dat die Here wat ek nou die dag gesê het, Sondag gesê het, alles is geslote gewees totdat Kolossense 1 Christus gekom het en dit geopenbaar het. Goed. So geliefdes, ek wens ek het tyd gehad om Psalm 37 saam met u te lees vanaand. Kom ons, maar ouens, daar's 'n beginsel wat ek wil neerlê vanaand, en dit is nog nooit, nie een plek in die Bybel het God die regverdiges weggeneem nie. Altyd in die geskiedenis was die rebelle, Korag, Datan en Abiram, toe hulle teen Moses opgestaan het, was Moses weggeneem. God het altyd die rebelle, they were taken away. Dit is 'n beginsel, ek meen ons kan dit lees terwille van tyd. Kom ek blaai net gou, kom ons lees net gou 'n paar verse uit Psalm 37. U kan dit saam met my lees as jy gou wil. Ek gaan haastig daardeur, ek gaan nie alles lees nie. Is nie in Job nie. Psalm 37. Goed, kan ek dit gou vir u lees? Goed, nou ons het op Bybelskool, toe ons psalmodie gedoen het, geleer, jy kry, daar's verskillende tipes psalms. Daar is Christologiese psalms. Nou nie, wat is dit? Met ander woorde, wat na Christus verwys, na die kruis. Wat 'n voorbeeld is daar? Help my gou. Psalm 22, mooi Andrei, my God, waarom het U my verlaat? Ja, Psalm 31, in die hande gee ek my gees oor. So dit is goed. Dan is daar psalms wat gaan oor die hiernamaals, met ander woorde wat in die doderyk en die geestesdimensie gebeur, en dan is daar eindtyd eskatologiese psalms waarvan Psalm 37:1 is. En nou sê hy, ek quoteer net soos ek sê, terwille van tyd, u gaan mos alles lees. Psalm 37 vers 9. Die kwaaddoeners sal uitgeroei word. Maar die wat die Here verwag, sal die aarde besit. Vers 10. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie meer wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal nie daar wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit. Nog 'n vers, 22, ek skiep baie, vers 22, want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit. Vers 29, die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. What a contrast. What a contrast. Ouens, vers 34, wag op die Here en hou sy weg, hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Ouens, is die een woord hier van omgekeer dat die regverdiges weggeneem word en die onkruid agter gaan bly. Dis net die presiese teenoorgestelde. En ouens, ek wil nie vanaand, en ek het gesê ek gaan nie in reaksie optree of in reaksie praat vanaand nie. Daarom gee ek nie so baie, miskien moes ek meer gesê het wat glo die dispensasie teaching, en dan kan jy eintlik baie meer sê, maar dit is iets wat nie
dit match net nie. Goed, want dit is op aannames gemaak. Daar is geen konkrete skrif. Ek het hier ander dag gesê, as ons het in hermeneutiek, het was 'n vreeslike swaar vak op Bybelskool geleer, en hermeneutiek is skrifuitleg. Eksegees, ek weet nie of jy van julle daai woord al gehoor nie. Jy kan nooit 'n ding quoteer as dit nie in al die kodes van die Bybel voorkom nie. Dit moet substans wees. Skrif dit was ingeslaan en ingedrul. Skrif verklaar skrif. Al die antwoorde is reeds in die Bybel. Ou kan nooit sê dan moet ons aanneem nie. Nou goed. Vierdens, nou vir die sjokker. Matteus 24. Matteus 24, is jy almal met my? Jy moet nou daar bly, laat jou oor dit kan sien. Nou Matteus 24, mag die Here jou oë vanaand, mag jy vanaand iets raak sien, en sê maar my maggies, Skus. Goed, ouens, Jesus staan van Matteus 24, praat hy met die ouens, en dis tweeledige geselse wat hy daar het, dis te lank, dis onmoontlik, ek kan nie vanaand by alles uitkom nie. Hy vertel vir hulle en hy sê daar gaan 'n verdrukking kom wat ek nou, as die Here wil, vir u gaan verduidelik rondom die verdrukking. Maar hy sê daar gaan 'n verdrukking kom, maar ouens, wat het Jesus vir hulle gesê? Dit gaan gebeur en dan moet julle na die berge toe hardloop, die wat op die dak is, moenie afkom nie, het julle dit al gelees? En dan sê Jesus vir hulle die volgende woorde: die van julle wat hier staan dit daar? Het jy dit al gehoor? Die geslag sal nie verbygaan voordat hierdie goed gebeur het nie. Met ander woorde, daai was reeds vervul van daai verdrukking. Het jy my nou verloor of het ek jy verloor of het ek het gou weer quoteer? Hy sê vir die mense wat voor hom staan, hy sê hierdie geslag, julle wat hier staan, sê hy in Lukas, sal nie, dis van julle wat nie die dood sal sien voordat hierdie dinge gebeur het nie. Het jy dit al gelees? Gaan lees dit net daar. In ander woorde, dis iets wat reeds gebeur het. Ek dink dis iets wat kom. Goed, maar nou, skok ek hier vanaand. Krap ek hier om. Al wat ek doen is, ek lees net wat uit die woord uit staan. Goed, nou vers 36. Nou ek gaan dit in die ou vertaling lees en ouens, luister gou mooi. Ek wens van julle kan vir my sê, Etienne, ek waardeer die feit dat jy vir my sê, moenie net in een vertaling lees nie. Want die woord is baie, things get lost, wie van julle ken die uitdrukking, things get lost in translation. Goed, so nou ouens, mense lees goed uit een vertaling, maar dit, hoor, okay, die Ou Testament sê, die ou vertaling sê die volgende, maar van die dag en die uur weet niemand nie, en okay, ek weet, almal kan sê, hierdie skrif is 'n holgery. En hy is seker, hy kan nooit holgery nie, maar dit is 'n beginsel, stem jy saam? Almal, niemand weet nie, stem jy saam? Maar die dag en die uur weet niemand nie, en ook nie die engele van die hemele nie, maar net die Vader alleen. Nou goed, het jy daai skrifte daar, die ou vertaling sê, en net soos die dae van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle in die dae voor die sonvloed hulle geëet en gedrink het tot op die sonvloed, ek is nou te hastig en getrou en in die huwelik uitgegee tot op die dag dat Noag, dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het nie, voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer het. Goed, ons gaan dit nou, so sal dit die koms van die seun van die mens wees, daar sal 2 op die land wees, een sal aangeneem word en die ander verlaat word. 2 vroue sal by die meel maal en een word aangeneem en die ander ene verlaat. Waak dan omdat hulle nie weet wat 'n uur dit kom nie ensovoorts. Nou gaan hy aan. Ek skryf nou eers niks hier, ek quoteer dit sommer net vir u. Eerstens is, so die vergelyking is soos in die dae van Noag. Stem jy saam? Dit is die nominatief. Dit is die wat die crux is wat ter sprake is hierso. Goed. Nou hy sê soos in die dae van Noag. Wat was die ark?
die skip. Ja, iemand het eendag gesê, die Here het eendag vir Noag gesê, vir jou 600ste verjaardag, stuur ek jou 'n boottrip oor die hele wêreld. Maar jy moet die boot bou. So, goed. Nou ouens, wat was die ark? Straightforward, as ons dit lees deur die bril van die Nuwe Testament, is God se verlossingsplan. Stem jy saam? Die wat in die ark is die pik simboliseer die bloed, die wat binne in die ark is veilig. Nou ons kan baie daaroor gesels. Die 3 dekke, die voorhof heilig en allerheiligste ensovoorts. Maar hiervan vertel ons julle later. Goed, maar is daar een van julle wat dalk vir my kan sê, nee Etienne, ek glo nie, ek dink nie die ark is God se verlossingsplan nie. Verskil jy van my of kan ons aangaan? Goed, nou as die ark die veilige plek is, waar Jesus is, sy huis, die verlossing, goed, nou sê hy, was daar 'n vloed. Nou die nuwe vertaling sê, die vloed het gekom, en almal weggesleer, geruk, gesleer. Wie was weggesleer met die vloed? Noag. No ways, Noag was nie weggeraap nie. Kom ons lees gou, wat sê die Amplified Bible? Okay, maar dis die, goed, okay, sorry, dis die, kan jy almal lees daar? Of is dit bietjie klein? Is dit reg? Okay, kyk maar net groot. Goed, ek gaan nou daar lees, daar, okay, the Son of Man, the Messiah, onthou, okay, laat ek net gou sê, ek het al baie al gesê, die Amplified Bible gee hakkies en goed is. Hoekom gee hy hakkies? Dit verduidelik wat die oorspronklike woord sê, in die Grieks, of die Hebreeus, so dit brei uit. Goed. The Son of Man, the Messiah, will be just like the day of Noah. Nou na volgende vers, for as in those days, staan ek in iemand se pad, maar hierdie is nou belangrik. For as in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the very day Noah entered the ark. And they did not know or understand until the flood came and swept them all away. Wie is weggesweep? Almal wat nie in die ark was nie. Is ek reg? Goed. Dis die kruks van hierdie gesels waar Jesus sê, nou die volgende, hy sê, waar is ek nou, sweep them all away, so will the coming of the Son of Man, the unexpected, what? Judgment. The unexpected judgment be. Volgende. And at that time, 2 men will be in the field. One will be taken, lees gou saam, one will be taken for judgment. Jesusie, ek het dan altyd gedog, 2 loop op die land en 1 word, die regverdige word weggeneem. Wie het so geleer? Maar dis nie wat daar staan nie, dis net die teenoorgestelde. Die ongelowige, hy sê, they were taken for judgment, en in sy Griekse teks word gesê, arresteer. Hy word eintlik gesê, kom saam met my boetie, kom hier, kom saam. Dis wat daar staan, dis wat dit beteken, in arrest geneem, wat is die eintlike Engelse woord, detained. Dit is wat dit eintlik beteken in sy oorspronklike teks. Goed, and the other one left, met ander woorde, die ander een word gespaar. Ek was binne in die ark gewees, ek is binne in die ark, yes? Yes. jy het my, ja, well, okay, jy moet net vir ons die sleuteltjie afval, asseblief. Ja, ja, ek het gesê die vraag kom na die tyd, ons sal nou nog, so, 2 men will be grinding at the mill, one will be taken for judgment, detained in die oorspronklike teks, and the other one will be left. Hy sal agtergelaat word. Wie is die wat agterbly? Dis net die teenoorgestelde. Nou ouens, dis 7 uur,
Kom ons kyk net gou wat, ek is by punt 4 van 24, nee ek joke net. Dan sê hy, onthou ouens, kyk net gou terug in Matteus, hy sê hierso, hierdie eerste perikoop, waar hy praat nou, en hy sê die woorde, hy sê, daar gaan oorlog wees, gerugte van oorlog, ensovoorts, ensovoorts. Hoor nou net wat sê vers 6. Hy sê, maar, die laaste deel, maar dit is nog nie die einde nie. En dan gaan hy verder aan, hy sê, maar dis die vers 8 sê, dis net die begin van die smarte. Vers 14 sê, en hierdie evangelie van die koninkryk, en hierdie is belangrik vir die volgende, wat ons nou gaan deel. En hierdie evangelie van die koninkryk, wat is die koninkryk? Jesus as koning op aarde, Jesus se heerlikheid, goed, sy heerskappy, sy regering het gekom, 1 Johannes 3 vers 8, was 'n liedjie wat ons op Bybelskool gesing het toe ek net daar gekom het. For this purpose was the Son of God manifested, dan ekko julle, en dan sê hy, to destroy the works of the evil one. No principality op, nog nooit iemand hom gehoor nie. Goed, 1 Johannes 3 vers 8 sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Dis gebreek aan die kruis. Goed, nou, hy sê, die koninkryk, hierdie koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan kring dit, dan sal die einde kom. Ons gaan nou daarop. Goed. Nou wil julle gou breek? Yes. Kyk, dis ja, eintlik wil ek net, wat ek 'n ding wil sê is, ek moes dit eintlik voor die tyd gesê, skies, jy's skerper as wat jy dink. Ek onthou ouens, toe ek op Bybelskool was, toe ek klaar my 4de jaar gedoen het, toe die 5de jaar was my internskapjaar, en toe val die vak Hebreëus, die taal in my skoot, ek moes dit aanbied, toe ek klas gegee daai jaar, toe, en vra vir Irina, ons was al getrou, dan sit ek daai aan voor die tyd, want daar was slim studente, en ek het geweet, hulle gaan my vra, dan skryf ek hierdie Hebreëse goeters, en dan vra hulle my, maar hoekom is dit so? Yes, en dan is ek dankbaar, ek het vorige aand my huiswerk gedoen. Goed, maar dankie, so, dis goed dat jy oplettend is, dis, wat ek wil sê, gesê het is, dat baie keer dink mense, die oorlog en die gerugte van die oorlog is die einde. Dis nie die einde nie, dit was daai tyd gewees, maar die kulminasie van alles is, wanneer die koninkryk oor alles gekom het, maar ons gaan dit nou lees, die tweede gedeelte. Ok, jy sê ek brand vir die volgende, maar wil julle gou 'n breek vat? Ok, gou 'n vraag. Kan ek met die ding, want ek het hom nou, kom ek gebruik hom. Ja, Irina wil net sê. Nee, kyk, ons glo in die wederkoms. Ja, maar amen. Ek wil weet, wat is die korrelasie tussen die wederkoms en die sogenaamde wegraping? Kyk, dit is daar 'n korrelasie, of is dit dieselfde ding? Nee, kyk die feit, ons gaan nou by 1 Tessalonisense 4 uitkom, van ons gaan Jesus tegemoet in die lig. So, wat het die stryd voort, as ons sê ons glo nie in die wegraping, beteken dit net stryd voort, ons glo nie in die wegraping voor 'n sogenaamde verdrukking nie. Ons glo dat alles aan die einde, wat sy nou gevra, dis eintlik hoekom ek dit wou gelees het, ons glo daar's een event, wat plaasvind, en dis die finaal, the grand finale. So, dis wat ek bedoel het by, dan sal die einde kom. So met die wederkoms gaan ons die aarde beerwe en saam met Jesus. Ons gaan 'n verheerlike liggaam kry. Ons gaan hom in die lig tegemoet kom. En die goddeloses gaan veroordeel. Ja. So dis een event. Een event. Hulle gaan vir die groot wit troon oordeel. Dankie Andrei. So hulle gaan vir die oordeel en alles, en ons gaan vir ewig by Jesus wees. Stryd voort. So is eintlik stryd voort, ons glo dit is eintlik baie maklik. Wat gebeur? Hiervan net die tweede gedeelte, as jy vinnig koffie drink, kan jy vinnig hoor. Goed, ok, kom ek sê, ok, Pieter het nog gevraag, maar dis nou 7:05, hoe laat? 7:30? Ok, 7:30 tot 8:30, dan is ons klaar. Ok, Pieter, maar julle kan 'n koffiekie, dit is reg, yes.
Ek gaan dit nou ja, dit kom. So dis hoekom ek wil hê julle moet vinnig koffie drink. Ja. Goed. Dankie.